Hier in die omgewing van die Judeese woestyn by die Qumran-grotte lees ek graag vir ons Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. En hierdie woorde kry besondere betekenis as ons terugdink aan die merkwaardige ontdekking hier by Qumran in 1947. Tussen die afgeleë rotsagtige hange van die Dooie See het 'n jong Beduïne herderseun een van sy skape verloor. En in sy soektog het hy afgekom op 'n donker en verlate grot. En uit nuuskierigheid het hy 'n klip daarin gegooi. En tot sy verbasing het hy nie 'n skaapoor bler nie, maar die dowwe klank van kleipotte wat breek. Wat hy ontdek het was die eerste van 11 grotte waarin honderde ou geskrifte gelê het, sommige vir meer as 2000 jaar. In erdepotte was rolle van fragmente van Bybelboeke, veral van die Ou Testament, en hulle was sorgvuldig opgerol en toegedraai in linne. Hierdie dokumente is later bekend as die Dooie See-rolle en dit sluit onder andere 'n volledige rol van Jesaja in, wat feitelik woord vir woord ooreenstem, soos wat ons Jesaja vandag in die skrif lees. Die manuskripte is waarskynlik deur die Esseners bewaar. Dit was 'n afgesonderde Joodse gemeenskap wat geglo het dat Jerusalem met die tempel en die priesters heeltemal korrup was. Hulle wou die woord bewaar en hulle het dit gekopieer en beskerm met uiterste sorg. In totaal is daar omtrent 15.000 fragmentstukke gevind, afkomstig van sowat 900 verskillende manuskripte, en dit was versprei oor 11 grotte. Wat my tref is nie net die wonderlike argeologiese fonds nie, maar ook die Here se hart in 'n tyd waar die skrif bevraagteken was. Stuur hy 'n jong seun om hierdie ontdekking te maak. En soos wat ons kan sien, is die betroubaarheid van die skrif weer eens net bevestig. Woord vir woord dieselfde. Dit dui nie daarop dat die woord van die Here nie net bloot 'n skrif uit die verlede is nie. Dit is lewendig en kragtig en spesiaal bewaar vir my en jou vandag. Laat ek en jy die moeite doen en dit weer lees.